Baie welkom graad 10 by hierdie les oor hoe om gelyktydige vergelykings op te los met die metode van eliminasie. Nou wanneer ek gelyktydige vergelykings oplos, is die vraag altyd los op vir X en Y of los op vir A en B. Soos jy aangaan met wiskunde sal die vraag baie keer wees los op vir X, Y en Z. Dis baie belangrik om te weet dat die hoeveelheid veranderlikes wat jy moet oplos is reglynig met die hoeveelheid vergelykings vir jou gegee moet word. So met ander woorde, as jy 2 vergelykings het, gaan jy heel moontlik 2 veranderlikes moet oplos. As jy 3 vergelykings het, gaan jy heel moontlik 3 vergelykings moet oplos. Nou daar's 2 metodes wat ons kan gebruik. Die eerste een is eliminasie en dan ook substitusie. In die volgende video gaan ek vir jou wys hoe om substitusie effektief te gebruik om gelyktydige vergelykings op te los. So in hierdie video kyk ons spesifiek na eliminasie. Hier word vir my 2 vergelykings gegee. Die vraag is los op vir X en Y. Nou die heel eerste ding wat ek doen as ek elimineer. Elimineer beteken raak ontslae van. En dis presies wat ons in hierdie metode gaan doen. Ons gaan ontslaa raak van een van die veranderlikes om die ander een afsonderlik op te los. En daarna gaan ons die waarde van die een instel in die een van die 2 vergelykings om die ander een op te los. Reg, maar kom ons gaan stap vir stap deur hierdie proses. Die heel eerste ding wat ek doen as ek besluit om eliminasie te gebruik, is ek skryf my 2 veranderlikes reg onder mekaar neer. 3x min 2y gelyk aan 8 en ek noem hom vergelyking 1. Dan gaan ek en ek skryf my ander vergelyking 4x plus 2y reg onder hom gelyk aan 6 en ek noem hom my tweede vergelyking. Daar is my 2 vergelykings nou wat ek gelyktydig moet oplos. Nou wat is nodig om eliminasie te gebruik? Die eerste ding is om seker te maak dat een van my veranderlikes se koëffisiënte dieselfde is. So ons kyk, X se koëffisiënte is 'n 3 en 'n 4. Dit gaan nie werk nie. Maar Y het 2 koëffisiënte wat eenders is in hulle numeriese waarde 2 en 2, alhoewel een negatief 2 en een positief 2 is. Reg, so ek weet my eerste stap is reg. Ek het voor Y 'n 2 en 'n 2, moenie nou eers worry oor die plus en die minus nie. Nou my volgende stap, ek gaan nou hierdie vergelykings vat en ek gaan kyk, kan ek hulle optel of kan ek hulle aftrek om ontslae te raak van X of Y, want ons wil elimineer, ons wil ontslae raak van. So ek toets altyd sommer, eerste om op te tel. Kan ek dalk vergelyking 1 vat en vergelyking 2 bytel? Wat sal gebeur? As ek 3x het en ek tel 4x by, het ek 7x. As ek min 2y het en ek tel 2y by, het ek geen y oor nie. En dis presies wat ek wil hê moet gebeur. So die y-waardes word geëlimineer as ek die 2 vergelykings optel. En dan moet ek ook onthou om my getalwaardes waarin die vergelyking gelyk is ook op te tel, want ek tel in totaliteit die x-waardes op, die y-waardes en die numeriese waardes waarin hulle gelyk is. So 8 plus 6 gee vir my 14, en hier het ek dan nou eintlik vir myself 'n derde vergelyking gemaak. 7x is dan gelyk aan 14 en ek weet, as ek albei kante deel met 7, het ek x gelyk aan 2. En nou het ek een van die veranderlikes ook afsonderlik opgelos. So ek weet dus, x is gelyk aan 2. Al wat nou vir my oor is om te doen, is om hierdie x-waarde wat gelyk is aan 2, in te stel in enigeen van my oorspronklike vergelykings, om die ander y-waarde op te los. So ek weet nou, dat x 2 is. Met ander woorde, ek kan nou sê, ek het nie meer 2 veranderlikes nie, ek het slegs 1 veranderlike om nou verder op te los. As ek sou kies om hom te stel in vergelyking nommer 1. Reg, so dan het ek 6 min 2y is, hierdie waarde is mos dan nou 6,
as ek hom gaan aftrek by 8, het ek 2 min 2y, nie 2y nie, maar liewer 2. Ek het min 2y gelyk aan 8 min 6 wat 2 is, en dan om vir y op te los, deel ek deur 'n min 2, en y is dus min 1. So daar het ek my 2 vergelykings gebruik, om vir y te elimineer, vir x afsonderlik op te los, en daarna het ek x se waarde gaan instel, in een van die 2 oorspronklike vergelykings, om vir y te bepaal. So ek het al 2 vergelykings gebruik om al 2 veranderlikes op te los. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Weereens gaan ek eliminasie gebruik. Stap 1, ek skryf my 2 vergelykings weer eens reg onder mekaar neer, en ek noem hulle vergelyking 1 en 2, om seker te maak of die koëffisiënte van een van die veranderlikes dieselfde is. En in hierdie geval is dit nou baie maklik om te sien, hulle is nie. X se koëffisiënte is 3, 5, en y se koëffisiënte is 2 en 3. Ek sal dan nie dadelik hierdie vergelykings kan optel of aftrek, om te elimineer x of y nie. Reg, so nou wat ek doen is, ek soek 'n KGV tussen die koëffisiënte. 3 en 5 se KGV is 15, 2 en 3 se KGV is 6. Nou 6 is heel wat kleiner as 15, wat gaan beteken ek gaan met kleiner getalle werk, so ek hou daarvan om die kleinste KGV te kies, in hierdie geval 6. Reg, so hoe gaan ek 2y verander na 6y toe? Ek sal moet maal met 3. Maar ek kan nie net hierdie termwaarde maal met 3 nie, ek moet vergelyking 1 vat, en hom in totaliteit maal met 3. Dus kry ek 'n nuwe vergelyking van 9x plus 6y gelyk aan 18. 3 maal 6 is 18. So ek het vir my 'n nuwe vergelyking gemaak, en ek gee vir hom 'n nuwe nommer. Hy is vergelyking 3. Ek wil ook graag hierdie 3y termwaarde verander na 6y toe. So ek sal vergelyking nommer 2 in totaliteit moet maal met 2. En dis kry ek 10x plus 6y gelyk aan 22. En ek gee vir hom 'n nuwe nommer, vergelyking 4. Nou het ek seker gemaak die koëffisiënte van die y-termwaardes is dieselfde. Dus sal ek nou kan aangaan om die 2 vergelykings 3 en 4 op te tel of af te trek. Ons weet dadelik dat 6y plus 6y vir ons 12y gaan gee, en daarom gaan dit nie die y-waardes elimineer nie. Maar as ek hulle van mekaar sou aftrek, sou ek heel moontlik kon elimineer. Reg, so ek sê vergelyking 3, ek vat sommer die boonste vergelyking en trek die onderste een af. 9x minus 10x gee vir my min 1x. Ek het 6y en ek trek af 'n positiewe 6y, en hy val dus weg. 18 min 22 gee vir my negatief 4. En nou om vir x op te los, deel ek met 'n negatiewe teken, so x is dus 4. En wat doen ek? Ek stel x wat gelyk is aan 4 in enige een van my oorspronklike vergelykings. 1, 2, 3 of 4. In hierdie geval gaan ek hom sommer in vergelyking 1 stel. Dan sê ek reg, ek weet wat is x, en ek wil nou vir y oplos. 3 maal 4 is 12. As ek 12 sou aftrek by 6, kry ek 'n negatiewe 6, en dit wil sê y is dan gelyk aan negatief 6 gedeel deur 2, wat negatief 3 is. En dan het ek die ander stappe ook voltooi. Ek het gekies om in hierdie geval my 2 vergelykings van mekaar af te trek. Ek het x
afsonderlik opgelos en daarna het ek x wat gelyk is aan 4 in een van my oorspronklike vergelykings gaan instel om ook vir y te bepaal. So dis het ek bepaal dat x 4 is en y gelyk is aan -3. Reg, laaste enetjie, weer eens eliminasie. Al wat snaaks is by hierdie een is dat my eerste vergelyking lyk nie vir my asof hy in die standaard vorm is van die tweede vergelyking nie, maar dit is glad nie 'n probleem nie. Ek kan slegs die termwaardes heen en weer van die is gelyk aan teken skuif om seker te maak dat ek my x en y aan die linkerkant het gelyk aan 17. So ek sou hierdie min 3y kon oorneem en aan die linkerkant sou hy raak positief 3y, dis vergelyking 1. Vergelyking 2 sê vir my 3x plus 4y is gelyk aan 26 en dis my tweede vergelyking. Nou is ons by stap 1 wat ons kan kyk of die koëffisiënte eenders is. Het ek 'n koëffisiënt van 1 en 3, 3 en 4. Hulle is nie dieselfde nie. Maar die KGV tussen 3 en 4 is 12, die KGV tussen 1 en 3 is 3, dus sou ek graag eerder die x'e se koëffisiënte dieselfde wil kry, want ek sal dan werk met kleiner getalle. 1x kan ek baie maklik omskakel na 3x toe, as ek vergelyking 1 in totaliteit maal met 3. Met ander woorde, elke termwaarde word gemaal met 3. Dan kry ek 3x plus 9y gelyk aan 51. Reg. Nou, al wat ek nou gaan doen is ek gaan my tweede vergelyking onder hom skryf. Onthou ook dat hierdie vergelyking wat jy nou nuut gekonstrueer het 'n nuwe vergelyking is. Ek gee vir hom 'n nuwe nommer om nie die mekaar te raak nie. Ek skryf vergelyking 2 aan wie ek niks verander het nie, onder vergelyking 3, want nou is die koëffisiënte van x dieselfde. Ek hoop jy kan sien dat ek hierdie twee nie gaan optel nie, maar liewer van mekaar gaan aftrek. So ek gaan sê vergelyking 3 minus vergelyking 2, want as ek 3x het en ek trek 3x af, gaan die x-waardes elimineer. Hulle gaan uitskakel. Ek het 3, ek trek 3 af, ek het niks x'e oor nie. Dan sê ek 9y minus positief 4y en ek bly oor met 5y. Ek sê 51 minus 26 gee vir my 25 en ek los vir y alleen op. 25 gedeel deur 5 gee vir my 5. Reg, en nou is ek daar waar ek vir y opgelos het, so ek kan die y-waarde wat ek opgelos het instel. Ek stel y wat gelyk is aan 5 in sommer vergelyking 1. Reg, so dan kan ek sê x plus 3 keer 5 is gelyk aan 17, wat vir my bepaal dat x plus 15 gelyk is aan 17, 17 min 15, as ek die 15 waarde sou oorvat, is dan gelyk aan 2. So ek het eers vir y opgelos, en daarna vir y ingestel in vergelyking 1. En daarom kon ek bepaal dat x gelyk is aan 2, en y gelyk is aan 5.